Heilige Heer Jesus, baie dankie. In hierdie dag kan ons saam met die kerk deur al die eeue heen verklaar, U is die lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, een in wese met die Vader. Dankie dat dit ons belydenis is. Dankie dat ons saam met Petrus kan uitroep, U is die Christus, die Seun van die lewende God. Saam met Thomas, my Here en my God. Saam met die soldaat by die voet van die kruis, waarlik, hy was die Seun van God. Dis ons belydenis, dis waarin ons glo, dis waarin ons vas staan in hierdie dag, dit is ons anker vir ons siel en ons hoop. Dankie dat ons nou ook die voorreg het, om voor U woord te mag vergader, in Jesus naam. Amen. Amen. Nou liewe vriende, familie, ek wil graag sommer net, julle kan so lank oopmaak by Genesis 15, ons gaan daar saam lees, Genesis 15, en terwyl julle soontoe blaai, miskien 'n goeie gesprek rondom twyfel. Ek dink dit is belangrik om vir mekaar vanuit die staanspoor te gesê, dat twyfel is deel van geloof. En dat daar altyd 'n spanning is tussen totale geloof en twyfel. En die van julle wat nou weet, ek het nou nie mooi Afrikaans vir 'n CVT gearbox nie. Wat is die mooi Afrikaans vir 'n CVT gearbox? Maar julle weet, dis 'n band tussen die twee en dan wissel hy soms so 'n bietjie afhangende van waar jou ratte is. As julle 'n mooier woord daarvoor het, asseblief, lig my in. Ek is seker hy sal 'n mond vol wees in Afrikaans, maar in elk geval. Nou, iets wat ek wil sê is, iets daarvan is in ons lewens waar. Daar's oomblikke van volle geloofsvertroue en dan is daar oomblikke van twyfel, kleingelowigheid. Miskien 'n paar gedagtes wat ek dink belangrik is wanneer ek gaan reis deur die Bybel, dan sien ek dat dit maar deel is van ons geloofshelde se lewe ook. Ons dink aan Moses wat bepaalde twyfelinge gehad het, inteendeel hy het op 'n stadium toe die Here vir hom 'n opdrag gegee, sommer reg in eie hand geneem in plaas van om met die klip te praat, om geslaan, né? Frustrasie. Ons sien Gideon, die dapper held, wat daarom maar gedurig vir die Here sê, wag Here, maar laat dit nou net hier so 'n bietjie dou, dat ek kan seker wees. En as dit nie nou daar dou nie, reg rondom dit dou. Julle verstaan wat ek bedoel? Elia. Jene, wie is groter as Elia? Wat 'n profeet, vuur uit die hemel. En dan sien jy 1 Konings 19 plat op die aarde. Hy is totaal moedeloos, wil boortjie oorgee, en dis deel van wie Elia is. Johannes die Doper. Jesus self sê van Johannes die Doper, daar's nie 'n groter profeet as Johannes die Doper nie. Tog, as hy in daai gevangenis is, dan stuur hy die boodskap, Here, is dit nou regtig U wat gekom het? Wil net seker maak, ek is onseker. Dis Johannes die Doper. Johannes, Petrus en Jakobus het Jesus fisies gesien op die verheerliking van die berg. Hulle het hom gesien in sy heerlikheid. Dog was dit nie genoeg nie. Dis nie asof daai manne met vuur en vlam daar so staan in die oomblik van die kruisiging van ons Here Jesus. Johannes het daar gebly by die kruis. Maar Petrus het hom gaan verloon. Al het hy Jesus in die verheerlikte toestand gesien. Wat gebeur met Thomas? Ek sal nie glo nie voordat ek konkrete, onteenseglike bewyse het dat hy opgestaan het uit die dood uit nie. Waarom neem ek julle op hierdie reis? Is eenvoudig om vir julle te wys dat God nooit twyfeling sal goedkeur nie, maar dat hy ons in dit ontmoet en beweeg van twyfel na geloof. In sy genade, in sy ingryp in ons lewe, beweeg hy ons van ongeloof en twyfel na geloof en oortuiging. En daar's 'n rede hoekom ek dink dit belangrik vir ons is, want wanneer sien ons dat twyfel opflikker? Wanneer sien ons dat twyfel regtig konkreet raak? Een, as jy diep eksistensiële uitdagings het, vrees, angs, spanning. Jy het jou werk verloor, jou besigheid vou, iemand is siek, nee, dis oomblikke van krisis, en in daai krisis beleef mens daai, kan ek nou U vertrou of nie, ek weet nie, wat moet ek nou doen? Nee? Tye van onsekerheid. 'n tweede, is as ek onseker is, geweldig onseker, ons leef in tye, polities is onseker, gaan wêreldoorlog 3 nou uitbreek of nie, Jy weet, wat gaan gebeur polities, wat gebeur in Afrika, wat gebeur in, ons voel geweldig onseker.
En dis tye waar twyfeling na vore tree, pyn. Pyn bring jou by plekke waar jy in 'n posisie van twyfeling ingaan. Verlore geliefde, verlore kind, verlore eggenoot, nee? Gaan deur 'n egskeiding, nee, as ek praat nou van deur die male van die lewe, regtig waar pynlike ervarings. Dis oomblikke waar jy begin wonder, "Sjoe, Here, ek weet nie hoe." En al wat ek vir julle vra, net vir 'n oomblik, sonder om jouself nou te kastei of onmiddellik skuldig te voel. Identifiseer net in jou eie lewensreis met God, daai oomblikke waar jy groter twyfel beleef het. Wanneer was dit? Wanneer was dit in jou lewe gewees? Was dit in die seer? Was dit in die krisis? Was dit in onsekerheid? Dink gou aan jou eie reis, net vir 'n oomblik, identifiseer so 'n paar plekke waar jy beleef het, Here, my voete staan nie nou so vas op hierdie rots nie, ek beleef dit eerder bietjie modderagtig, ek gly, my enkels knak en swig, Here, voor hierdie ongeloof, ek voel nie vas nie. Dink maar bietjie in jou eie lewe, waar was dit en wanneer was dit? En nou die volgende vraag is, hoe het God jou daar ontmoet? Het God jou daar gelaat, het hy jou gelos? Hoe het jy uitbeweeg van twyfeling terug na geloof? Hoe het God jou beweeg van seer na seën? Hoe het God jou beweeg van verslaandheid na oortuiging toe? Dink aan die man wat uitroep, Here, ek glo, help my ongeloof. Nee, hoe die Here vir jou daar uitgehelp? En dis die belangrike aspek wat ek wil hê ons moet raak sien vandag, is dat God my nie in my toestand van ongeloof laat nie, maar hy my juis ontmoet daar en kom uittel en my beweeg na 'n plek van sekerheid, van substansie, van oortuiging, van krag. Dis waartoe ons op pad is in hierdie dag. Nou, 'n reis wat ek graag net vanaf wil neem, net om ons in die konteks te plaas waar ons nou in Genesis 15 gaan wees. God gee nie op die mensdom nie. Genesis 1 tot 11, 3 krisismomente waar God op enige oomblik kon besluit het om 'n einde te maak aan die mensdom. Wanneer was dit? Sondeval, Noag in die ark, toring van Babel. Op enige van daai 3 oomblikke kon God gesê, weet julle, hierdie plan is 'n flop. Kom ons begin net oor nuwe bladsy, hierdie mensdom werk nie, kom ons probeer die skepping oor, maar tog sien ons dit nie. Jy sien Genesis 12, waar God, 'n man wat vandag in Baghdad is, Baghdad se wêreld is waar Ur van die Galdeërs is, nee, in daai wêreld, Irak se wêreld, wandel net, en God ontmoet hom, en die eerste woorde is, ek sal vir jou God wees vir jou en jou nageslag. Nou gaan tyd verby. 10 jaar min of meer verloop. Onthou wat die Here vir hom beloof het, 'n 75-jarige man, sê die Here, jy gaan 'n nageslag hê so baie soos die sterre in die, weet, as jy nou op 85 kom, dan begin jy dink, Here, ek weet nie, maar hierdie is soos op dieselfde oorlosie. Nee, moedeloosheid. En nou, dit is belangrik dat julle sien, die vorige hoofstuk was daar 'n eksistensiële krisis gewees. Abraham moes Lot gaan bevry en daar was 'n oorlogstryd gewees en hy moes militêr sy neef basies kom red. En nou is daar 'n stuk angstigheid en vrees van, Here, maar hierdie manne gaan my kom doodmaak. Hulle gaan kom wraak neem op my. En dis in daai situasie dat God hom nou weer ontmoet in Genesis 15. 'n man wat gespanne is, 'n man wat dink, joh, Here, het u nie dalk vergeet van u beloftes nie? Here, het u dalk, ek's 85. Dis daai konteks wat ons nou die Bybel lees. Kom ons blaai na Genesis 15 en dan lees ons saam. Hierna die woord van die Here in 'n gesig tot Abraham gekom. Moenie bang wees nie, Abraham, ek beskerm jou. Jou beloning sal groot wees. Stop net daar, ons gaan hom so 'n bietjie opbreek en dan gaan ons bietjie verder ry. Hoor mooi wat sê die Here. Hierna het die woord van die Here. Eerste keer in die Bybel dat dit gebruik word, die woord van die Here. Na Abraham toe gekom in 'n gesig, 'n visioen.
Moenie bang wees nie, Abraham. Ek beskerm jou. Jou beloning sal groot wees. En ek dink wat vir ons help is, waar ontmoet God vir Abraham en waar gaan hy jou ontmoet in jou reis van ongeloof? Presies op daardie plek waar jy op daai oomblik is. God maak vir my iets baie helder, is dat hy ontmoet my in my krisismoment. En dis waar hy 3 goeters doen. Nommer 1, hy gee erkenning. Hy gee erkenning aan dit wat ek nou beleef. Diep bewus van wat in my binneste aangaan. Ek is vol vrees. Ek is vol angs. God weet om ons op 'n persoonlike wyse te ontmoet, op daardie plek waar ons op 'n eengegewe oomblik nou is. En dis hoekom hy die vraag ook kan vra met regte, waar is jy? Adam, onthou julle Genesis 3, Adam, waar is jy? God het presies geweet waar Adam op daai oomblik was. Dis nie dat hy verlore was, dis nie dat hy geweet het. Hy vra daai vraag sodat Adam tot die besef kon kom, waar is ek nou? En dis hoekom ek dink dis belangrik. Miskien 'n vraag vir jouself in hierdie oggend. Waar is jy? Waar is jy met God op hierdie gegewe oomblik in tyd? Naby, ver, vol geloof, twyfeling? Jy sal alleen kan sê, is hierso volle geloof en oortuiging is, ek sien in my gees die glorie en die almag van die Here, jy's daar. En hierdie kant is, ek voel so stoksel alleen, vrees bevange, en ek weet nie eers, ek wil eintlik maar net opgee op die geloof. Waar is jy op daai liniaal? Plot jouself. Wat is die emosie wat jy beleef? Angs, sekerheid, oortuiging, verwarring? Vra vir jouself daai vraag. Maar nou kom die Here en hy ontmoet ons op 'n tweede wyse, hy spreek die situasie wat nou voor ons lê direk aan. Hoor die woorde wat die Here gebruik hierso. Ek beskerm jou. Hoekom? Want dit is wat hy vrees. Ek is jou pand, ek is jou skild, dis die direkte vertaling sê, ek is jou skild. Vorige hoofstuk, vyande wat my wil doodmaak, dis die grootste, dis al wat ek kan sien. En die rede hoekom ek dink dit so belangrik is, behalwe dat dit 'n biologiese komponent het, wat gebeur met ons as ons in 'n krisis is? Dit suig jou in. Dit suig jou kompleet en dis al wat jy naderhand kan sien en dink. Dis wat jy oor in die aand in jou bed lê en top en in spanning leef, dit voel net vir jou of dit alles wat in jou lewe plaasvind is hierdie krisis. En dan is dit die Here wat kom en sê, maar ek beskerm jou. Ek is koning oor hierdie situasie. Ek regeer oor hierdie situasie. En die volgende stapie wat die Here doen is, nadat hy erkenning gegee het aan my emosie, erkenning gegee het aan die situasie is, hy beweeg my terug na sy belofte. Hy het nie vergeet nie. God het nie Alzheimer's nie. God is nie vergeetagtig nie. Daar's 'n baie goeie rede in die Bybel dat die Here sê, herinner my my beloftes. Hoekom is dit? Hoekom vra die Here vir ons om hom te herinner aan sy beloftes? Ek sê snaaks nie, maar die Here het sekerlik nie 'n persoonlike assistent nodig nie. Ek kan verstaan as dit ek is so 'n bietjie verstrooid met tye. Ek het nodig dat iemand my 'n bietjie herinnering gee, maar nie die Here nie. Hoekom sê die Here herinner my beloftes? Want jy vergeet. Jy vergeet sy beloftes. Abraham het begin wonder, Jesus Here, tyd is besig om uit te hardloop. Iets seker van my vergeet. Nou wil ek graag vir julle 'n tweede komponent wys. Is dat die Here in vers 2 tot 6 vir hom die ruimte gee om sy hart vir hom te stort. Toe sê Abraham, Here my God, wat kan U vir my gee? Ek sal kinderloos sterf en Eliezer, die man uit Damaskus, sal my besittings kry. Abraham het verder gesê, U het nie vir my 'n nageslag gegee nie, 'n slaaf uit my huis sal my erfgenaam wees. Maar die woord van die Here het tot Abraham gekom. Daardie een sal nie jou erfgenaam wees nie. Een wat jou eie nageslag is, hy sal jou erfgenaam wees. Toe het die Here vir Abraham buitentoe laat gaan en vir hom gesê, kyk op na die hemel en tel die sterre as jy kan. Verder sê die Here vir hom, so baie sal jou nageslag wees. Abraham het toe in die Here geglo en die Here het dit goed gevind
dat Abraham so volgens die wil van die Here gehandel het. Nou, ek dink dit is baie belangrik om net weer te kyk na wat gebeur. Vyand wat kom, wat is Abraham se vrees? Ek gaan doodgemaak word en dan is daar nie 'n navolgeling nie. Dis sy vrees. Let julle op dat God vir ons die ruimte gee om met hom te worstel. Wat beteken Israel? Een wat met God gestoei het. Nee? Een van julle kan dalk die boek ernstig lees van Jordan Peterson, We Who Wrestle With God, so lekker vet boek. Ek het die audioboek ook gekoop, so 25 ure se luister. So dis 'n worstelstryd op sy eie. Maar die tema gaan oor ons wat met God worstel. Worstel julle nie met die Here nie? Staan nie partykeer wat jy vra, Here, ek verstaan nie, hoekom gebeur hierdie ding? Wat gaan aan in die lewe? Hoekom werk dit nie uit? Sien julle dat God vir ons die ruimte gee om dit eerlik en opreg te kan verwoord? Dat God vir jou die spasie gee om te sê, praat met my daaroor. En wat doen God om dit te antwoord? God antwoord dit, en ek wil graag dit vir julle wys, op 3 maniere. Nommer 1 is, hy besweer Abraham se vrese direk. Wat was Abraham se vrees? My nasaad, my navolgeling sal Eliezer wees. Ek gaan nie 'n kind hê nie. En wat God doen is, in daai oomblik besweer hy daai gedagte om dit onmiddellik so op te sit. Dit sal sekerlik nie hy wees nie. Maak dit vir julle sin? 'n tweede aspek is dat hy kosmies wys dat hy nog steeds in beheer is. Gaan kyk na die sterre, Abraham. Tel hulle as jy kan. Hoekom sê hy dit vir hom? Want daar is een wat die sterre kan tel. Dis die een wat dit gemaak het. En dit help ons net om weer eens te besef, ek het nie te doen met 'n mens nie. Numeri sê, God is geen mens dat hy sou lieg nie. Ek het nie te doen met 'n mens nie. Mense stel teleur, mense stel uit, mense vergeet. Ons almal het 'n geskiedenis van mense wat jou teleurgestel het, nie waar? Dis daarom 'n baie groot stelling in Romeine wat sê, niemand wat op hom vertrou sal teleurgestel word nie, niemand. Dis 'n groot stelling. Hoekom? God is nie 'n mens. As God sterrestelsels in sy hand kan vou en met hulle speel asof hulle dinkie toys is. Kyk bietjie Openbaring, dan kom die Here Jesus aan met die 7 ster. Dis die Pleiades, die 7 sterre wat so helder skyn. Ek dink dis in ons suidelike halfrond kan jy dit nogal redelik duidelik sien. Hy kom so aangestap met dit asof dit speelgoed is. Met wie het jy te doen as jy bid? Met wie het jy te doen as jy bid? Die een wat die sterre in sy hand vashou, en dis hoekom hy sê, probeer jy maar tel. En wat daai stuk ontmagtiging doen, is juist dit bring by my 'n stuk shalom, dit bring by my 'n stuk vrede. Want ek kan nie, maar die Here kan. Ek kan nie hierdie vyand beklei nie, maar die Here kan. Ek kan nie hierdie situasie oorkom nie, maar die Here kan. Ek kan nie teen hierdie situasie beklei nie, maar die Here kan. En dan die derde manier hoe die Here hierso vir ons, vir Abraham spesifiek help, is behalwe dat hy dit kosmies doen, herbevestig hy sy belofte. Abraham het toe geglo. Hoor gou net vers 5, skies nog. Verder sê die Here vir hom, so baie sal jou nageslag wees. Wat was God se oorspronklike belofte? Daai woorde. God herbevestig dat hy nie vergeet het nie. God herbevestig sy woord. En nou beweeg ons na 'n plek waar Abraham in geloof kan reageer. Let wel, geloof is nie passief nie. Die woord vir die interessantheid, die woord soos hy daarso staan van Abraham het geglo, sonder om julle te verveel in grammatika, maar dis 'n aktiewe vorm. Met ander woorde, hy het aktief voortgeleef, hy het geglo, hy het besluit, ek glo die Here, ek vat hom op sy woord. En miskien is dit hoekom daar op daai oomblik gesê word, dit is Abraham wat dit tot geregtigheid toegereken is, omdat hy God geglo het op grond van wat God nou net gedoen het. Miskien wil ek vir julle daai vraag vra. Hoe aktief is jy in jou geloof?
Hoe aktief is jy besig om God oor daai 3 aspekte, naamlik hy wat direk met jou praat uit sy woord, jou vrese besweer, jou bekommernisse besweer. Wat sê God daaroor? 2, wat sê God uit die natuur uit daaroor? As jy hier by hierdie, ek verwys mos nou hierdie klein dammetjie hier agter ons, né? En ek het verlede week onthou, dis die Atlantiese Oseaan, nie die Indiese, ek is nou nie meer in Suid-Afrika nie. Maar as hy al hierdie waters in sy hand vashou, en hy het al hierdie sand in hierdie woestyn, hier langs ons, hierdie sandpit hier langs aan gaan tel, en hy het hierdie berge gevorm, wat sê die skepping van ons met wie ons te doen het? En hier waar ons nog sterre kan sien, en hulle nie verblind is deur die stadse ligte nie, wat sê dit dat daar iemand is wat dit vashou vir jou, oor jou situasie? En dan die vraag is wat het hy jou beloof? Ek het nie gesê wat het jy gaan kies wat hy beloof nie, wat het God jou beloof? God se woord, God se kosmiese handeling, God se bevestiging van sy woord. Dit help my om by 'n plek te kom waar ek glo. Dis wat God gee, dis hoe hy my help om te glo. Miskien die laaste gedeelte wat ek by wil stil staan. Vers 7. Hy het vir Abraham gesê, ek is die Here wat jou uit Ur van die Galdeërs laat wegtrek het, om hierdie land aan jou te gee as besitting. Maar Abraham vra, hoe sal ek weet dat ek dit sal besit, Here my God? Toe beveel hy hom, bring vir my 'n vers, 'n bok, 'n skaapram, almal 3 jaar oud, en 'n tortelduif en 'n jong duif. Abraham het dit alles vir die Here gebring, en dit middeldeur gesny. Hy het elke helfte teenoor die ander helfte neergesit, die voëls het hy nie verdeel nie. Die roofvoëls het op karkasse begin toesak, maar Abraham het hulle weggejaag. Teen sononder het 'n diep slaap oor Abraham oorval. Angs en groot donkerte het hom oorweldig. Toe sê die Here vir Abraham, weet beslis dat jou nageslag vreemdelinge sal wees in 'n land wat nie aan hulle behoort nie. Daar sal hulle slawe wees en onderdruk word 400 jaar lank. Maar ek sal die nasie straf wat jou nageslag slawe maak, en dan sal hulle met baie besittings wegtrek. Jy sal in vrede sterf en op 'n hoë ouderdom begrawe word. Die 4de geslag na jou sal hiertoe terugkom. Dan eers sal die ongeregtigheid van die Amorite sy volle maat bereik. Toe die son ondergaan, het dit donker was, gaan daar skielik 'n oond wat rook en 'n fakkel wat brand tussen die stukke vleis deur. Op daardie dag het die Here 'n verbond gesluit met Abraham en vir hom gesê, aan jou nageslag gee ek hierdie land, van die Egipte spruit af tot by die Eufraat, die groot rivier. Die land van die Keniete en die Kesiete en die Kadomite, die Jetite, die Feresiete en die Refasiete, die Amorite, die Kanaaniete, die Gerasiete en die Jebusiete. Nou, ek wil graag net met hierdie gedagte afsluit. Ons kry verbale verkondiging en dan kry ons sigbare verkondiging. Het julle vandag die woord van die Here gehoor? Daar sien julle die woord van die Here. Ek hoef nie 'n woord te sê. Ek kan eenvoudig brood breek en wyn skink en julle sal presies weet wat ek sê. Die nagmaal is visuele verkondiging. Die aand van ons Here Jesus se sterwe het hy brood geneem, dit gebreek. Wat so belangrik vir my is hoe vestig God my geloof? Hoe ontmoet hy my ongeloof? Hy maak dit vir my konkreet deur die sluiting van 'n verbond. En in daai oomblik as hy daardie offer in die helfte sny en ek nie saam met hom deurloop nie, let wel dat Abraham 'n diep slaap gegaan het en God alleen deurgaan. Hoekom is dit so belangrik? Want dis die gedagte van seën en straf. As ek 'n ooreenkoms nagaan met jou en ek
ek breek daardie verbond, dan sê ek eintlik dit wat met daai diere gebeur het, sal met my gebeur, of moet met my gebeur. Hoekom laat God vir Abraham daar rus? Hy is veronderstel om saam met hom deur te loop, maar hy doen nie. Hoekom? Want in daardie oomblik sê God vir hom baie duidelik, ek weet jy kan nie, maar ek kan. Ek weet jy kan nie getrou bly nie, maar my getrouheid sal genoeg wees vir beide van ons. Ek sal die straf en die vloek wat jy moet dra uit jou onvermoë, sal ek op myself neem. Ek sal daai rekening betaal. En dis hoekom wanneer jy kyk na die kruis, dan sien julle waar Christus daardie vloek gedra het, waar gebeur het met hom wat gebeur het met daai diere, die skering van sy liggaam, omdat God getrou is aan sy woord. God laat waar word wat God wil laat waar word. En miskien wil ek vandag vir julle dan vra, wat laat dit in jou hart, as God jou ongeloof so tegemoet kom, om 'n verbond met jou te sluit, 'n ewige verbond. Dis ook die verbond van die Nuwe Testament. Dit is my bloed. Wat doen dit aan jou hart? As jy kyk hoe getrou God is in sy heilshandeling met jou. Dis in daai oomblik waar my geloof versterk word op 'n konkrete manier. God het iets aan my gedoen. Ek het dit gevoel, ek het dit geruik, ek het dit gesien, ek het dit geproe. Dis hoe God ook julle geloof versterk in die nagmaal. Dit is my liggaam, dit is my bloed. Mag julle dan, as ons nou saam nagmaal gebruik, nooit twyfel hê oor hoe ver en wyd en hoog en diep God se liefde vir jou is nie. Mag God jou vrese ook besweer. Mag jy jouself herinner aan wie God is. Mag jy vashou in sy woord. Amen. Kom ons bid. Ons Here en ons God, ons sê vir U baie dankie vir U liefde, vir U genade, U omgee, U goedheid, Here. Dankie Here dat in hierdie oomblik ons kan besef dat U het 'n verbond met ons gesluit en ons is diep dankbaar daaroor, Here, dat U vir ons ontmoet in U goedheid. Ons eer U in die naam van ons Here Jesus. Amen. Amen. Liewe familie, ek wil sommer 2 gedagtes sommer saam hanteer. Ons het kerkraadslede wat ons wil bevestig en natuurlik die nagmaal wat ons dan wil saam geniet. Nou iemand om die nagmaal uit te deel het jy sekerlik mense nodig. Dis waar ons kerkraadslede ook nomineer. Ons ontvang nominasies. Julle stem of ons stem daaroor, julle keer dit goed. En dan bevestig ons om te sê die Here het daardie persoon geroep vir 'n bepaalde diens. En dit is my nou 'n voorreg, Philip Welman, Karen van Sail, wil julle nie net vir 'n oomblik hierso na vore tree, ek weet dit is vir julle 'n groot oomblik. Dit is maar aardig om so voor mense te staan. Maar tog dink ek dis belangrik dat julle weet wie julle leiers is. As julle nie omgee nie. Wil julle nie sommer by die nagmaaltafel aansit nie. Dis sy. Dis sy. Ek wil maar net sê, die begrip ouderling kom tot sy reg, as mens nie hierso ergens maar bietjie sukkel nie, is jy nog te jonk vir 'n kerkraadslid, lyk dit my. Goed. Ek wil julle graag herinner daaraan, miskien op 'n mooi manier, dat in die aand van ons Here Jesus, toe hy daar aan die tafel wou sit, toe vra sy disippels, Here, kan ek maar aan U regterhand sit? Here, waar is die golden circle kaartjies? Kan ek net seker maak dat ek 'n goeie plek in die hemel kry? Jy kan nie op my bank sit nie. Ek wil daar so langs die Here gaan sit. Wat het die Here gedoen? Hy het 'n skottel geneem, hulle voete gewas. En wat openbaar Jesus daardeur?
Nederige diens. Wie die grootste is die een wat voete was. En dis wat ons in die kerk kom bely. Wat is my werk? Wat is die kerkraad se werk? Om voetwassers te wees, om dienaars te wees. En die manier hoe ons dit uitbeeld is om vir julle voorskote te gee, om te sê, gaan dien vir Christus en sy gemeente. Gaan dien Christus en sy gemeente. En wat belangrik vir ons is, wil julle neem net vinnig, my kollegas, julle is verantwoordelik saam met my, om die skape te voed, by die sakramente van die Here. Dit is ons voorreg, om dit aan hierdie gemeente te bedien. 2, julle moet waak, oor hierdie kansel. Dis julle voorreg om te kan sê, amen, die Here het gesê, of nee, dit was nie die woord van die Here nie. Hulle het 'n kollektiewe verantwoordelikheid om seker te maak dat die kos wat julle kry, die woord van die Here is. En nie 'n klomp nonsens en voorspoedsteologie en alles wat jou diepste, ek wil sê geestelike behoefte probeer kielie nie. Maar die woord van die Here, dis julle voorreg om dit te doen. Hierdie is God se oikomenos, dis sy huishouding. Saam met my en Gerard, die res van die kerkraad, is dit julle verantwoordelikheid om hierdie oikomenos te bestuur, die huishouding van God te bestuur, in so mate, dat dit op hom reflekteer. As ons as kerkraad nie die huishouding van God reg bestuur nie, reflekteer dit sleg op God. Dink maar bietjie as ek by julle huis besoek kom en een van julle kinders is ondervoed, wat sê dit van julle? Hierdie huis is nie reg nie. Julle verstaan? Dis julle verantwoordelikheid om God se huishouding so te bestuur, dat God die eer sal kry daarin. En dan saam, julle die voorreg om in liefde diens te lewer aan Christus en sy gemeente. En as in daai lig dat julle aan die tafel van die Here kom sit, hoekom kom sit julle aan die tafel? Julle belydenis. As ek vir julle die vraag mag vra, wie is Christus? Dan behoort die antwoord te wees, hy is Here. Dis ons kernbelydenis en dis hoekom ek vir julle vra, nie omdat ek wonder oor julle geloof, maar 'n geleentheid te gee om julle geloof weer eens te bevestig voor die gemeente. Glo julle dat Jesus Christus die enigste weg, waarheid en lewe is, en glo julle dat die Bybel, soos wat ons dit leer in die 66 kanonieke van die Bybel, die woord van die God is, en soos ons dit verkondig volgens die belydenisskrifte van die kerk, en julle oortuiging is. En nou is dit my voorreg om ook dan vir julle te vra, want julle maak ook 'n verbintenis. Verbintenis aan Christus, verbintenis aan sy kerk, verbintenis aan sy gemeente. Ek wil vir julle vra, verbind julle julleself om Christus se gemeente op te bou, te laat groei, te vermaan in liefde, om die herderlike sorg van die gemeente in verantwoordelikheid op te neem. Dis my vraag aan julle, beloof julle. Nou op grond van daai wil ons graag julle bevestig dan as kerkraadslede. Gerard, wil jy nie saam met my kom bid hierso nie? Sommige net die seën van die Here, sommige net oor julle lewens toebid. Here Jesus, baie dankie dat ons nou kan saam bid. Ons wil vir U vra, Here, U het geroep en ons ontvang in liefde. Dankie dat U bekwaam gemaak het en ons ontvang in liefde. U het gestuur en ons ontvang in liefde. Here, dankie dat U vanmôre ook weer kom uitwys het, Here, kom kies het en U kerk se toekoms ook kom voortsit het, Here, deur om leiers op te roep wat bereid is om te dien, bereid is om te reageer op die roepstem. Here, dra hulle, seën hulle, bewaar hulle, Here. Here, dis moeilik en die aanslagte is baie, maar Here, U is getrou. En daarom bid ons, Here, dat U self vir hulle die bron van energie sal wees, U self hulle die bron van onderskeid sal wees, en dat hulle altyd hulle skuiling by U sal vind. Ook so vir die gemeente, dat ons ook
as gemeente ook ons leiers sal dra. Ons bid dit in U naam. Amen. Dankie. Dankie. Goed, liewe familie, as deel van ons feesviering, God kom gee in die Nuwe Testament vir ons mos nou die verbondsteken by uitstek. My liggaam, my bloed. En dis in hierdie oomblik wat ek gaan vra dat ons kerkraadslede die brood en die wyn sal kom uitdeel. Julle gaan beide ontvang, hou dit net vir 'n oomblik en dan gaan ons dit net nou saam gebruik, asseblief.
Ek weet daar's nog mense in die middelste ry, kom ons begin net gou hierdie blok, almal brood en wyn ontvang. Almal boonste blok kan ek sien. Ek sien hulle is nog daar besig, kom ons begin hierso in my linkerkantste blok. Het julle almal brood en wyn ontvang? Daar agter gaan ons is op pad na julle toe. En kan ek net gou sien in die middelste blok, waar moet ons nog? Is julle almal geholpe? Goed. Ons is nou klaar. Amper. Nog so 'n bietjie. Hulle wil nie vir ons nog ietsiekie speel nie, asseblief. Kan ek net gou bevestig, het almal nou gekry? As jy nie gekry het, net vinnig jou hand op, kan ek sien? Prys die Here, lyk my ons almal het. Dankie. Dankbaar, dankie. Nou, liewe vriende, familie, hoekom gebruik ons nagmaal? Want die Here sê ons moet. Dis eenvoudig soos dit. Hoekom sê hy doen dit terwille van my nagedagtenis? Sodat ons nooit, maar nooit vergeet nie. Wie van julle het 'n trouring? Kom sit jy hom daagliks aan? Om jouself te herinner dat jy 'n belofte gemaak het en in 'n verbond getree het. En dis hoekom ek graag net dit as simbool vat. Die nagmaal help ons om te onthou, God het beloftes gemaak. Hy het met ons in 'n verbond getree en hy stel nie sy beloftes uit nie, hy is getrou. Hy is getrou. En dis hoekom as ons die brood neem om julle geloof te versterk, neem, eet
dink daaraan en glo, dat Christus se liggaam gebreek is vir julle elkeen, tot 'n volkomme versoening van al ons sondes. Waarom het Christus bloed gesweet? Waarom het Christus bloed gesweet in die tuin van Getsemane? Jesus was nog nooit bang vir die dood nie. Hy's nie 'n lafaard nie. Jesus was nie bang vir wat vir hom in afwagting was nie. Hoekom Jesus bloed gesweet het is, omdat hy die oordeel van die Vader moes baar. Omdat hy 'n lydingsbeker moes drink en daar geen middelaar vir hom was nie. En daarom, as hy hierdie beker gee, dit is die beker van die nuwe verbond. Dis in hierdie bloed van hierdie lam dat ons beseël is, duur gekoop is. Hier het ons gesien dat God die vloek gedra het. Neem, drink, dink daaraan en glo. Ontvang ook nou die seën van die Here, gaan met sy vrede. Die genade van God en die liefde van God ons Vader en die Here Jesus Christus en die Heilige Gees sal met julle elkeen wees en bly, totdat hy weer kom. Amen.